Goeiemôre, dit is Sondag die 20ste April. Wat 'n wonderlike dag wat ons mekaar daaraan kan herinner dat Jesus Christus lewe. Dat die graf leeg is, dat hy opgestaan het, dat ons daaraan kan vashou en kan weet, verseker, ons God leef. Ons gaan vandag as gemeente saam ook nagmaal gebruik. In teenstelling met Vrydag het ons vandag lekker brood en lekker wyn. As jy by die huis wil saam gebruik, is jy meer as welkom. Ons tema vanoggend is ook God beweeg uit die graf. Lukas 24 gaan ons lees, vers 1 tot 12. Ons wotum, ons aanvangswoord vanoggend is: die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Nog voordat ons roep, sal God antwoord. Terwyl ons nog besig is om te praat, verhoor God reeds ons gebede. Dis my voorreg om jou te groet namens God, om vir jou te kan sê genade en vrede vir julle. Van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, hy wat opgestaan het uit die dood, wat lewe gee aan almal wat in hom glo. Mag die opstandingsvreugde julle vervul, julle harte aanraak, nou en vir altyd. Amen. In die vroeë kerk is daar die gebruik gewees om 'n paar Sondag grappies te vertel, wat vir die wêreld wys dat die duiwel 'n poetsgebak is, dat God hom vir die grap gehou het. Die duiwel het gedink hy wen met die kruis, en tog is dit God wat wen, God wat die laaste woord spreek. Die opstanding wys God, die een wat die laaste lag die lekkerste. En hier is so 'n grappie van 'n man wat 'n winkel open, en hy kry 'n bos blomme, en hy voel bietjie onrustig oor wat op die kaartjie staan, want op die kaartjie word daar baie ernstige innige simpatie met hom uitgespreek. Terwyl hy nog wonder oor hierdie kaartjie, lui sy telefoon, en dan sê die bloemiste wat sê, hulle is verskriklik jammer, hulle het die regte blomme gestuur, maar die verkeerde kaartjie. En die besigheidsman sê, toe maar seker goed se gebeur, ek is 'n besigheidsman, ek weet dit gebeur. Ja, sê die bloemis, maar ongelukkig het ons jou kaartjie na die begrafnis toe gestuur. Sjoe, sê die man, wat sê daardie kaartjie? En die man sê, die kaartjie sê, geluk met jou nuwe blyplek, hoop jy geniet dit, hoop dit gaan goed daar. Die laaste lag die lekkerste. God het die dood oorwin, en dit is wat ons vandag as kerk hier in Skatbare as kerk oor die wêreld gaan vier. Ons gaan saam lees Lukas 24, maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons kan lewe, dat ons kan weet U lewe, dat ons hierdie nuus vanoggend met mekaar en met die wêreld kan deel, dat ons vir die wêreld kan vertel, daar is 'n God wat ewig is, 'n God wat waarlik is. Here, mag ons in ons saam wees, U teenwoordigheid beleef. Mag ons in ons lewens U heerlikheid en U nabyheid uitleef ook na ander. Mag die wêreld in ons iets van U beleef. As ons nou saam luister na die Bybel, na die preek, mag ons ook ervaar dat dit U self is wat met ons praat. Amen. Teen dagbreek, op die eerste dag van die week, het hulle na die graf toe gegaan met geurende speserye wat hulle voorberei het. Hulle ontdek toe dat die klip van die graf weggerol was. En toe hulle ingaan, het hulle die Here Jesus se liggaam nie gekry nie. Hulle was verward hieroor. Skielik het daar 2 mans met glansende klere by hulle gestaan. Hulle was verskrik en het hulle gesigte na die grond toe gedraai, en die man sê vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar is opgewek. Onthou wat hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense, en gekruisig word, en op die 3de dag opstaan. Hulle toe sy woorde onthou, en van die graf af teruggedraai, en met hierdie dinge aan die 11 en die ander gaan vertel. Dit was Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, die moeder van Jakobus, en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, maar die apostels het hierdie woorde net na leepraatjies geklink, en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die linnedoeke, en hy het teruggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Net tot sover wat ons vanoggend saam lees. Wat is die verskil? Wat is die verskil tussen die Christendom en ander gelowe? Die verskil is Jesus lewe. Paasfees.
Jesus het aan die kruis gesterf vir my en jou, en hy het uit die dood uit opgestaan. Hy lewe, hy het die dood oorwin. Dis waar die verskil lê. Nie my redding en my eie goeie goed wat my red nie, nie my dade en my offers en my toewyding nie, nee. Ons redding lê in Christus, in God wat homself vir ons gegee het, wat die dood oorwin het. 'n Noorweegse predikant vertel van 'n ou oom wat in sy gemeente was, visserman wat alleen gebly het, ver van die kerk af, en hy het nie 'n kar gehad nie, so hy het baie keer 20 kilometer gestap na die kerk toe. En een Sondag was dit maar stormagtig en die ou oom het laat by die diens aangekom. Hy was so laat dat hy net die laaste frase gehoor het van die seun aan die einde van die diens. Daar waar die dominee sy hande opsteek net voor die mense uitloop. En die laaste gedeelte was nou en vir altyd. En dis al woorde wat die oom van die hele diens gehoor het. En sy vriende het hom gesien inkom, druip nat, hier op die einde van die diens. En hulle wou hom toe troos en sê vir hom, ag, moenie bekommerd wees nie. En die oom sê, nee man, hy is nie bekommerd nie, hy is nie teleurgesteld nie, nooit in der ewigheid nie. Dit was die moeite werd, selfs al loop hy nou 20 kilometer terug. Hierdie 40 kilometer se stap is die moeite werd vir daai 4 woorde, nou en vir altyd. Want dis waar God se hoop lê, nou en vir altyd. Nou en vir altyd het Jesus se opstanding hoop en positiewe gevolge vir ons wat in hom glo, vir ons wat hom volg. Dit wat ons hier lees, is die goeie nuus van die evangelie, dat die dood oorwin is, dat die vrees van die lewe om dood te gaan, weg is vir gelowiges, want God het ons kom red. Charles Spurgeon, die bekende prediker, was baie bekend in sy tyd, selfs vandag nog lank na hy oorlede is. En op 'n stadium sê hy dat hy deur Londen se strate geloop, en dan sien hy 'n kind langs die straat met 'n geroeste voëlhok, en binne in die voëlhok is 'n klein mossie. En Spurgeon stop en hy vra vir die seun, wat gaan jy met hierdie mossie doen? En die seentjie sê, oom, ek gaan 'n rukkie met die mossie speel, en as ek moeg is, dan dink ek gaan ek hom omdraai, sy nek omdraai en hom doodmaak. En hy sê dit met so 'n glimlag, dat Spurgeon kon sien hierdie kind bedoel wat hy sê. En Spurgeon kry die mossie verskriklik jammer, en hy vra vir die seentjie, seun, vir hoeveel sal jy hierdie mossie aan my verkoop? En die seentjie lag. Hy sê, oom, jy wil nie die voeltjie hê nie, dis maar net 'n gewone mossie. En Spurgeon vra weer, en hierdie seun sien, hier kom besigheid. En hy sê, 2 pond. In daai tyd was 2 pond 'n buitensporige prys vir 'n voeltjie wat nie eens 'n paar sent werd was nie. Spurgeon het 2 pond uit sy sak gehaal en betaal en die voeltjie vrygelaat. Die volgende oggend, Paasondag, sit hy 'n leefvoëlhok op die kansel neer. En hy vertel van hierdie voëlhok, van die seentjie en hoe hy die mossie van 'n belaglike prys gekoop het. En dan sê hy vir die gemeente, ek vertel vir julle hierdie storie omdat dit presies is wat Jesus gedoen het. Die sonde, die bose, het ons in 'n hok toegesluit. Ons kan nie self ontsnap nie. En toe kom Jesus by die sonde en by die duiwel en sê, wat gaan jy met hierdie mense doen? En die sonde lag en sê, ek gaan hulle leer om mekaar te haat. Ek gaan met hulle speel, en as ek moeg is vir hulle, dan gaan ek hulle doodmaak. En dan vra Jesus, hoeveel om hulle terug te koop? En dan sê die sonde, jy wil nie hierdie mense koop nie, Jesus, glo my, hulle gaan jou haat, hulle gaan jou spoeg, hulle gaan jou aan 'n kruis vasspyker, hulle gaan jou trane kos, hulle gaan jou bloed kos, die prys gaan wees jou lewe. En dan sluit Spurgeon sy preek af, hy sê, dames en here, dit is wat Jesus in die kruis vir ons gedoen het. Die prys betaal dat ons vry kan wees van die dood, dat ons kan opstaan in lewe nou en vir altyd, vry kan wees van hierdie hok van sonde. Ja, Christus is sterker as die sonde, sterker as die dood, en vandag in besonder, Paasondag vier ons dit. Dis hoekom ons as kerk Sondag vier, opstandingsdag, nie die Sabbat nie. Want die dood is dood. In die toneelstuk Lazarus is hierdie woorde wat Lazarus vir Caligula, die Romeinse keiser, spreek. As die Romeinse keiser sê, maar hy moet ter dood veroordeel word, dan smeek hy nie vir sy lewe nie. Nee, Lazarus lag en hy sê, laugh, laugh, fear is no more, because death is dead. Die dood is dood. En ons kan nie hierdie nuus vir onsself hou nie.
Daai vroue wat by die graf kom, en dan sê die engel vir hulle, maar Jesus lewe. Hulle gaan na die disippels toe terug en vertel hulle, gaan sê vir hulle, maar Jesus lewe. Die disippels dink is ongelooflik, hulle kan dit nie glo nie. Petrus gaan kyk self, is verwonderd. Vertel ons dit vir die wêreld. Hoor die wêreld dit by ons? Ja, al dink hulle dis onmoontlike, ongelooflike nuus. Al was 'n Kanadese fotograaf, Joseph Crash, wat gespesialiseer het in die foto's van gesigte van bekende mense. En dis al wat hy afgeneem het, mense se gesigte en hulle gesigsuitdrukkings, en ongelooflike groot fotograaf. En tog is daar een foto wat hy van agteraf geneem het, wat hy voor bekend geword het. In 1954 geneem hy vir Pablo Casals af, wat 'n baie groot cello-speler was. En Carasch raak so meegevoer deur hierdie musiek, dat hy vergeet om die foto te neem. En dan op 'n oomblik neem hy hierdie foto van agteraf. Neem hy Carasch vir Casals af van agteraf, 'n blesman wat sy cello speel. En hierdie foto word deel van 'n uitstalling in Boston se museum. En dan sien die museum se kurator dat 'n ou man daagliks vir ure lank na hierdie foto spesifiek kom staan en kyk. En dan vra hy 'n bietjie uit oor die foto en vra hy die man, hoekom is hy so geïnteresseerd? En dan sê die man, kan jy nie hoor ek luister na die musiek nie? Carasch het Casals hoor speel en hy het dit op die foto vasgeneem. Hierdie boodskap van Paasfees moet deel wees van ons lewe. Dit moet die prentjie wees wat ons uitdra vir die wêreld. Dis in die prentjie van Jesus en die leë kruis, die leë graf wat ons sien, Jesus lewe. Hoe leef ons dit uit? Hoe leef ons 'n lewe wat Jesus se opstanding sigbaar maak? Wendell Berry het gesê, we must practice resurrection. Ons moet die opstanding gaan beoefen. Ja, dit vat oefening. Ons leef in 'n sondige wêreld. Ons is sondige mense, ons raak moedeloos, ons sukkel en ons val en ons struikel en ons raak partykeer depressief en ons raak vasgevang in die dood van Goeie Vrydag. In die offer van Goeie Vrydag. Maar dan moet ons wees en onthou, ons is mense wat ook die opstanding lewe. Want Goeie Vrydag was nie die einde van die verhaal nie. Die verhaal gaan Sondag aan en dis 'n verhaal van lewe, waar ek en jy kan leef vir ewig. Waar ons met hoop leef, waar ons vir die wêreld kan sê, met die dood stop ons nie. Die dood stop nie die kerk nie. In die geskiedenis het pla, oorloë, ja, selfs wanneer die kerk verban was, nie die kerk gestop nie. Die kerk is en sal vir ewig wees, want God is ewig. E.M. Forster skryf 'n storie met die titel The Hedge, van 'n man wat 25 jaar lank loop op 'n pelgrimstog om verby 'n heining te gaan. Groot heining, digte heining, en hy kan nie deur hom gaan nie. En dan, terwyl hy so loop, 25 jaar lank, sien hy maar hier is die heining nie meer so dig nie. En dan wikkel hy hom deur, en met moeite kom hy aan die ander kant uit, en dan sien hy 'n vrugbare land, vol landerye, bome, veld, blomme, huise, reën, sonskyn, wolke, lewe. En as hy daar kom, dan sê hy voel hy's by die huis. Vir die eerste keer in sy lewe voel hy dat hy by die huis is, dat dit nie meer nodig is om verder te loop nie. Hy weet nie hoe hy dit weet nie, maar hy weet dit net. Ons weet nie hoe geloof presies werk nie, maar dit werk deur die Gees wat in ons is. Ons weet dit net. Ons weet net Christus het uit die dood uit opgestaan en dis waar. En dis die Gees wat ons daarvan oortuig en dit gee vir ons die krag om te lewe. Die krag om voluit te leef, om lief te hê. Ja, selfs al verwerp mense ons liefde. Om te gee, selfs al mors mense met ons omgee. Om vir die wêreld te kan sê, maar daar's 'n ander manier van optree. Ja, selfs al spot hulle ons of lag hulle vir ons. Selfs al dink hulle ons is simpel. Want ons weet Jesus Christus leef. Ek en jy kan nou iets van die koninkryk sigbaar maak. As ons die opstanding oefen, dan maak ons God se koninkryk sigbaar. 'n ander manier van leef. Ons kan lewe omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het.
Ongelowige mense het 'n hopelose einde. Gelowiges, ek en jy, het eindelose hoop. Ja, die Here het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Hy leef en ons leef saam met hom. Ons het nie 'n hopelose einde nie. Nee, ons het eindelose hoop. Here, mag eindelose hoop deel wees van ons daaglikse lewe. Ons daaglikse mondering. Here, waar die wêreld ons soms onderkry in ons lewe, in die gesukkel en gesondheid en die ekonomie en die politiek en misdaad en geweld en alles wat verkeerd is in die wêreld. Mag ons te midde van dit steeds met u vrede leef. Vrede wat die woord sê verstand te bowe gaan, want dit kom van u af. Dankie dat ons Paasfees kon vier. Vrydag die kruisiging en die wete dat Christus ons sonde gedra het. Dankie dat ons vandag kan vier dat hy opgestaan het uit die dood en dat die dood nie meer vir ons 'n bedreiging inhou nie. Here, niemand van ons wil doodgaan nie. Ons wil nie swaar kry nie, ons wil nie seer hê nie. Dis goed wat ons bang maak. Maar Here, as die lewe oor ons loop, mag ons met hoop leef, met vreugde, want u is ons hoop, u is ons krag en niks wat in hierdie wêreld gebeur is groter of slegter as die heerlikheid wat by u vir ons wag nie. Dankie dat ons dit kan deel. Mag ons dit met mekaar deel, mag ons dit met die wêreld deel. Help ons, Here, om Christus se opstanding te oefen, om te beoefen, om u koninkryk sigbaar te lewe. In die manier hoe ons praat, en die manier hoe ons dink, en die manier hoe ons optree. Ja, gee vir ons wysheid in 'n de mekaar in 'n donker wêreld, oor hoe u wil hê ons moet leef. Here, as ons nou gaan saam nagmaal gebruik, mag die tekens ons geloof versterk, ons opnuut vul met hoop, met vreugde en met blydskap. In Christus se naam. Amen. Die nagmaal is 'n vreugdefees, 'n herinnering dat Jesus die dood oorwin het. Ja, die tekens wys vir ons terug na Jesus se lyding toe, die brood, sy liggaam wat gebreek is aan die kruis, die wyn, sy bloed wat gevloei het, maar dit het nie by die kruis gebly nie. Jesus het nie in die graf gebly nie, hy het opgestaan. En daarom laat die nagmaal ons vooruitkyk na die ewige lewe, die bruilofsmaal van die lam. 'n ewige hoop saam met God. As jy vanoggend 'n stukkie brood eet, as jy dit neem en dit breek, dink daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir jou sonde, dat jy nie in die dood vasgevang sal wees nie. As jy vanoggend 'n slukkie wyn vat, weet dat Christus se bloed vir jou gevloei het, dat jou sonde vergewe is, sodat die dood nie 'n houvas op jou sal hê nie, maar dat jy kan deel in die ewige lewe. Here, U is die ewige, die een wat die dood oorwin het, wat opgestaan het en wat lewe. Mag ons hierdie lewe met vreugde deel. Mag ons in die wêreld getuig van goedheid en grootheid, van genade van 'n God wat lewe. Amen. Die Here beloof, nog voordat julle roep, sal ek julle antwoord. Terwyl julle nog besig is om te praat, verhoor ek al julle gebede. Gaan en gaan leef voluit en met vreugde.